Ek het vanoggend 'n woord van die Here afgekry wat gegaan het oor die bloed op die deurposte van Egipte. The blood on the doorposts. From Egypt to the cross. En ek het gister 'n interessante gesprek met iemand gehad wat praat oor the sacrificial part of the cross. Hoe ons die kruis sien as 'n offer en dat mense eintlik van Kain en Abel se kant af die offer eintlik self ingestel het to redeem themselves with God. Toe ek dink aan bloedvergieting, toe besef ek, as dit nie bitter seer maak nie, kos dit jou lewe. Dis bloedvergieting. Of dit 'n dier of 'n mens is. As daar bloed loop, is dit of baie seer vir jouself, of dit kan selfs jou lewe kos. En ek wil begin met 'n storie, ek stel myself altyd baie bloot hierso, maar ek is nou amptelik, en nou moet ek weer gou vinnig tel, baie jare in die bediening. Dit is nou, amper gee ek nou alweer my ouderdom weg, so kom ons los die sommetjie. Maar ver oor die 20 jaar, nog niks anders gedoen nie. Vir die eerste keer 2 weke terug, toe het vervolging my gebreek. Vir die eerste keer het 'n lidmaat, hierdie pastoor, so kwaad gemaak, dat hy na die polisiestasie toe gegaan het. Na 5,5 jaar se verbal abuse, selfs fisies aangerand, en ook tot in my gesig gespoeg partykeer, in hierdie dorp. En ek het op 'n punt gekom waar ek dit nie kan hanteer nie. Ek het buite karakter opgetree, dat my klein dogtertjie in die ander kamer om 'n hoek gaan sit en huil wat 11 jaar oud is. En ek het in my kar geklim en ek het polisiestasie toe gery en ek het vir die polisie gesê, ek het 'n probleem, en hulle sê toe, pastoor, wag. As jy hierdie ding hanteer, toe sê die ou in Engels, you will commit a crime tonight. En ek spot altyd, dan sê ek, en toe gaan ek deur 'n helse tyd. Vals beskuldig. Bespreek in die publiek, besighede bel my, sê, hierdie persoon is besig om buite beheer te laster en jou naam in die kerk en nie. Toe ek vanoggend opstaan, toe dink ek, Alex, wie is jy? Wie is jy, wat na 'n polisiestasie toe gaan en voel, dat jy onregverdig behandel word? As jou Here, vir 30 jaar, deur sy eie familie en vriende verwerp was, wat deur sy eie mense verraai en verloon was, wat aan 'n kruis hang en waarop hulle gespoeg het en sy klere verkoop het. Wie is jy, dat jy dink jou lewe is terrible? Wie is jy? Vandag wil ek gou vir jou sê, ons almal gaan maar deur 'n helse tyd, van tyd tot tyd. Prys die Here, ek's nou vry. Sê hulle, ek is vry. Maar kom ek sê gou vir jou, mense het jou verseker te nagekom, as jy vandag hier sit. Mense het jou al vals beskuldig. Mense het jou al in die publiek bespreek, of selfs verneder. Maar wie is ons, as die volmaakte lam, homself uitgebloei het aan die kruis, sodat ons die voorreg het, om hierdie goed nie alleen te hanteer nie, maar die Here aan ons kant te hê, om dit te kan doen. En die doel van vandag se preek is, om vir julle klem te lê, op die krag van hierdie bloed, wat uit daai lam uitgeloop het. Ons begin in Egipte, wanneer die laaste plaag kom oor die mense. Ek wil net, is there somebody here that can't understand English at all? Then Yvonne, you will translate there on top, please. You must sit closer to her. Nog iemand? Glad nie Engels verstaan nie? Okay. Ag, Afrikaans, dankie.
Jo, amper moet ek in Engels spreek heeltyd. So ek gaan so hier en daar van die skriffies lees, maar ek wil graag my hart oordra aan julle en dit is vir my makliker, my airtime hou mos nou net so rukkie. Wanneer die laaste plaag kom, word daar opdrag gegee aan die Israeliete en daar word gesê, julle moet bloed aan die deurposte verf. Ons weet wat dit was. Dit was dat die doodsengel verby sou hou, om nie die eersgeborenes te laat sterwe nie. As 'n mens begin om dit realisties in jou lewe te bring, en ons sê hier vandag, dat as daardie doodsengel gisteraan deur hierdie dorp gegaan het, kan julle gou vandag dink, hoe sou ons dorp vanoggend gelyk het? As alle eersgeborenes dood is, en almal kom uit hulle huise, ek dink vanoggend daaraan, Jean dink almal moet die begrafnisondernemers bel, om te sê, kom my kind is dood. Besef julle, dis nie 'n Bybelstorie nie, dis die realiteit. En hierdie bloed aan die deurpos het iets beteken, dit het beskerming gebring. Exodus 12 verse 7 says, then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Was die hele offer wat gebring is. Ek wil gou vandag fokus op wat hierdie bloed op die deurpos beteken het. Dit was beskerming, dit was verlossing gewees. Ek lees 'n artikel wat sê, the blood wasn't just decoration, it was a sign of trust, of obedience, and ultimately of salvation. Dis wat daai bloed aan die deurpos beteken het. It's a sign of trust in the Lord, obedience to God, and ultimately to be saved. Die Hebreëse woord vir bloed is dam. En as jy vinnig dink aan iemand se naam in die Bybel, is Adam. Dam beteken die volgende. Dit is, wat ek het hier vir julle lees, dis nie 'n fisiese vloeistof nie, dit was 'n lewe wat die Hebreëse mense gesê het, dis jou siel. Dis jou lewe. Dis nie 'n fisiese bloed wat uitloop nie, dis jou lewe. En dis hoekom die woord dam in Adam sê dat die bloed het mens geword. Die bloed vorm deel van mens wees, die eerste mens Adam, as ons daarna verwys. En dan sê hulle, it suggests life and humanity. Dit is die betekenis van daardie woord. It is spiritual, it is sacred, and it is essential for redemption. Die woord dam vir bloed is lewe. Dis nie 'n fisiese vloeistof nie, dis lewe, dis siel. En julle sal weet dat daar van die gelowe is, soos die moslems byvoorbeeld, wat ook wanneer hulle sê dat hulle iets halal, dis nie net 'n blessing wat oor dit gebid word nie, dis wanneer al die bloed uit die dier uitgetap is. Want onthou, die duiwel is nie kreatief nie, hy kan nie sy eie goed uitdink nie. Hy moet die goed gebruik wat die woord het. En dit beteken net dat die siel, die lewe van die dier is heeltemal uit, as wat die dier geslag was en gaar gemaak word met die bloed in hom. Dis deel van die proses. Die tweede deel is dat hulle dan nou 'n gebed oor dit bid om dit te reinig. Wanneer ons dink aan bloedoortappings, dan sal julle weet dat daar is van die gelowe wat sê, onder andere die Jode of Judaïsme, wat sê dat ons kan nie bloed skenk nie, want jy gee basies jou eie lewe, wat dan siel connect met siel van iemand anders. Bloed word ook gebruik in die Ou Testament om 'n verbond te sluit, om twee mense aan mekaar te verbind. En ek weet hierdie klink vreemd, maar toe ek vir bevryding gaan, toe ek 19 jaar oud was in die bediening, toe sê die tannie vir my, Alex, jy het 'n bloedverbond gesluit met iemand. Ek sê, "Wat nooit. Ek is nog puur. Ek is 'n heilige laaitie, ek het op 13 goeie keuses in my lewe gemaak." Sy sê, "Alex, jy het 'n bloedverbond gesluit met iemand." Ons bid en ons bid en ons bid en ons bid. En sy sê dit was op 10 jaar oud. Ek sê, "Vir tannie, jy sal nie glo wat het ek gedoen nie." Op 10 jaar oud het ek en my maatjie in Kosie Baai in die veld gaan bly, daar tussen die seekoeie vir 'n week. Ons moes MacGyver gewees. En hier by dag 3, dis ons nou so dik chommas nie, dat ons sê ons gaan bloedbroers wees. Hoor gou?
En ons albei sny ons hande. En ons maak 'n belofte. BFFs for life. En is dit for life? En is dit for life? 'n Bloedverbond bind jou aan iemand vir ewig, wanneer jy daai verbond maak. Besef julle die krag in bloed? Levitikus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Sien julle nou bloed bietjie anders? En hoekom dit so belangrik is om te verstaan, dat Jesus se bloed gevloei het vir ons. Tweede punt wat ek wil maak is, Jesus is daardie lam wat vir ons geslag was. Klink soos ons weet dit klink, Johannes 1:29 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld gaan wegneem. Is dit nie wonderlik, dat toe daardie bloed aan die kruis vergiet was, dat hy ook uitgebloei het. Dit is hoekom hulle gesê het, daar het water uitgekom. Hy het sy hele lewe gegee, as jy vir 'n Jood vra. Hoor julle? Hy het sy hele lewe gegee. Elke laaste bloeddruppel het uitgetap, om te sê, ek het alles gegee, die offer is volmaak. Hy kom jou skoon te was met 'n verbond. 'n Verbond wat jou deel maak van die ewige lewe, as Johannes 3:16 sê, jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, dan sal jy die ewige lewe beerwe. Die woord sê, dan sal jy genoem word kinders van God. Dit beteken jou bloedlyn is nou gekanselleer. Die woord sê jy is nou ingeënt in die bloedlyn van Jesus. Ag, julle is nie eens opgewonde nie. Verder sê Lukas 22 vers 20, die nuwe verbond is in Jesus se bloed. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament. Wat beteken die Nuwe Testament? Die nuwe lewe, die nuwe manier. Hier is nou nie meer Jood en Griek, slaaf, vryman, baas en klaas nie. Ons is nou almal gelyk. Die uitverkore volk, nou moet ek baie versigtig wees, is ons. Die Jode bly 'n tweede kans kry. Ek waarsku julle. As jy nie saamgaan, ek gee nie om of dit die wegraping, eerste koms, tweede koms, watter koms dit is, ek wil net saamgaan die eerste keer. Is daar nog iemand wat ons saamgaan die eerste keer? Prys die Here, okay. Ek nie te opgewonde nie, nou gebeur dit vandag, ons wil nog troues hou en so. Wil net saamgaan, maar as jy nie saamgaan nie, kan ek jou 'n tip gee. Die Jode het nog 'n kans, want daar was 'n verbond met hulle gesluit in die Ou Testament, wat sê dat hulle kan nog regmaak om die Messias te erken. So wat is die tip? Raak 'n Jood. As jy agterbly, jy gaan onmiddellik, eerste vliegtyg, raak deel van die Jode. Jy het 'n tweede kans. Maar ons is nou die uitverkorenes aan wie die belofte gegee word van die ewige lewe om kinders van God genoem te word. Die Nuwe Testament, bloed wat hy vir ons gestort het. Die derde opmerking wat ek wil maak is, wat beteken hierdie bloed wat aan die deurposte was vandag vir ons? Ons is geneig om in charismatiese en Pinksterbewegings beloftes te maak wat nie ooreenstem met die woord van God nie. Hou vas aan my en welkom aan die wat nie is nie. Die charismatiese wat ons noem charismanians en die Pinksterprobleemkinders, ons maak beloftes wat nie ooreenstem met die woord van God nie. Want ons kom op prosperity preaching wat sê alles gaan goed gaan, alles gaan reg wees en dit is gelyk aan jou finansies, jou besigheid groei, jou familie, jou gesondheid. Dit is gelyk aan hoe betrokke God in jou lewe is. Dis nie die waarheid nie. Hierdie bloed aan die deurpos vandag beteken net een ding. En dit is jy is vry van die ewige dood van die hel. En jy het 'n nuwe lewe gekry. Maar die nuwe lewe is vol vervolging.
Die nuwe lewe is vol drama en moeilikheid. Hoekom? Want ons is met mense op hierdie aarde. Is ek reg? En mense wat vir my sê die hemel is klaar hier, dan wil ek nie daar wees nie. Ek wil dan nie hemel toe gaan nie. As dit soos hierdie lyk, wil ek nie daar wees nie. Ek het 'n lekker lewe, baie lief vir my gesin. Ons hou lekker vakansie. Julle weet mos, nê? Maar die swaar kry, die siekte. Ja, die Here kan bonatuurlik voorsien. Ja, die Here is nog steeds 'n God wat wonderwerke doen, maar ons moenie 'n leefstyl verkondig wat ver weg verwyder is nie. Want wat leer ons die mense? As jy nie dit het nie, het jy nie God nie. Die enigste prys wat hierdie bloed betaal is, die dood hou verby. Ag, kan ek dit weer sê? Die dood hou verby en ons gaan almal vir ewig lewe. En die Bybel sê jy het ongeveer 70 jaar om daai keuse te maak. Ek hoop julle maak die regte keuse in daardie tyd. Die bloed is 'n roepstem, sê Genesis 4:10. Dis met Kain en Abel se storie en ek wil dit graag verduidelik gou. En hy sê, "Wat het jy gedoen?" vra God. "Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af." Die bloed kan 'n roepstem wees. In hierdie geval was dit, jy het jou broer doodgemaak, kan jy hoor, hoe roep hy jou terug? Hoor gou die skrif en ek gaan 'n bietjie oorslaan daar agter aan Nanda die laaste skrifgie. Hy sê in Hebreërs 12 vers 24, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling van die beter dinge wat spreek as die van Abel. Hoor hoe verwys dit terug in Hebreërs. Hierdie bloed wat roep, is nie soos by Abel nie. Hierdie is Jesus wat lewe gee en lewe vir ewig gee. Die ander skrif is in Openbaring 7 vers 14, en ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het al klere gewas, en hulle klere wit gemaak, in die bloed van die lam. Dis hulle wat die ewige lewe beerwe. Ons sal dink, bloed kan nie skoon was nie. Dan kom ek sê gou vir julle, jy was nie bloed uit nie. Is die tannies met boersjeep? So hoe kan jy met bloed iets wit was? Dis net met die bloed van die lam wat ons was. Die ou liedjies, ek sal nooit vergeet hoe ons in die AGS kerk in Vryheid gesing het, hy was my witter dan die sneeu. Hy was ons wit met daardie bloed. Wat beteken dit vir ons vandag, en ek sluit af? Hierdie kruis met Jesus wat uitgebloei is vir ons, die verbond gesluit het van dat jy 'n nuwe lewe in hom het. Hierdie vorm die gordyn waardeur Jesus, of waardeur God deur Jesus na ons kyk. Ons dink heeltyd, hoe is dit moontlik dat ons 'n vlekkelose bruid sonder enige rimpel kan wees? Jy kan nie. Jesus is die middel wat jou skoon was. En wanneer God die Vader na jou kyk, dan sien hy 'n bruid wat wit gewas en skoon is van sonde. Is ek reg? So die bloed dra krag. Die bloed dra krag. Dit was nie net 'n lammetjie wat vulnerable was nie. Ons lees in die profetiese woorde dat dit is soos 'n lam wat na die slagpale geneem word. Ons weet ook, dit was nie 'n goedkoop prys wat betaal was nie. Maar daardie prys is betaal dat jy 'n nuwe lewe in hom kan hê. Ek sê nie 'n maklike lewe nie, ek sê 'n nuwe lewe. En ek het nou die dag te kyk, ek 'n video waar hulle vinnig wys hoe al die disippels gesterf het en die apostels. Doen jouself 'n guns, jy gaan kyk gou. Dit was nie 'n maklike dood nie. Hulle het nie in hulle slaap gegaan nie. Hulle het met hulle lewe in persecution gestaan en gesê, ek sal die naam van Jesus nooit verraai of verloon nie. Die bloed regverdig ons in Romeine 5:9. En Hebreërs 10 vers 19 tot 20 sê, dit gee vir ons vrymoedigheid om na die heiligdom toe te gaan.
So ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe. En ek wil dit vinnig verduidelik. Hierdie is nie die tafel van die AGS kerk nie. Hierdie is ons koning se tafel. Wanneer jy aansit, is daar net hierdie een verwagting. En dit is dat jy waarlik 'n wedergebore kind van die Here moet wees. Ek gee nie om of jy 5 jaar oud is en of jy 500 jaar oud is nie. Maar as jy aan die tafel deelneem, moet jy 'n wedergebore kind van die Here wees. Jou hartjie vir Jesus gegee het. Tweede ding is, jy het tyd tot hierdie by jou kom om jou hart uit te sorteer. Want die woord sê, omdat hierdie bloed soveel mag het, moet jy nie 'n oordeel oor jouself drink of eet nie. Maak reg. Maak reg. Iemand sê een keer vir my, pastoor, moet ek hulle gou WhatsApp? As jy moet, doen dit. Maar maak reg voordat jy deelneem aan hierdie tafel, om nie 'n oordeel oor jouself te eet of drink nie. Ons wil net vinnig verduidelik aan die besoekers hoe dit werk. Ons gaan nie voorkom, dit uitdeel, hou dit asseblief in jou hand, terwyl hulle ons bedien met 'n lied, en dan wanneer ons almal klaar ontvang het, gaan ons opstaan, 'n gebed oor dit bid, en dan gaan ons saam deelneem aan die nagmaal vanmôre. Ek gaan vra dat die persone wat my help net na vore kom.